Ester 4 vers 14. As jy nou swyg en daar kom van die ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet? Miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. So ek is Dr. Friedel en ek lief wat ek doen. Elke dag eintlik vir my lewe. Ek kan nie glo mens kan betaal word vir iets waarvoor ek lief is om te doen nie. So ek meng die teologie met die sielkunde en ek noem myself 'n spesialis terapeut. En ek spesialiseer veral in dames en in paartjiewerk en jong mense. Ek sien glad nie kinders nie. Ek self het 2 pragtige blou oog dogtertjies met die mooiste langste wimpers. Ek dink Ollie my man gaan al sy gewere moet laai om al die kerels van hulle weg te hou. So ek's 'n mamma van 2 onder 3. So dis 'n sirkus in my lewe op die oomblik. En dan het ek 'n man, sy naam is Ollie en ons is hierdie jaar 10 jaar getroud en 15 jaar al saam. So dit is 'n baie, hoe kan ek sê, vol lewe wat ek het. Ja, baie hoede wat ek aansit. Sjoe, dit is al 'n bitter lang pad. So ek is nou 35 jaar oud en die angs het sy kop begin uitsteek meer rondom die akademie, wat op universiteit was. Ek was so 18, 19 jaar oud. Nou ek is 'n verskriklike perfeksionis. Ek is 'n kontrolfreak. Ek hou van beheer, absoluut amper verslaaf aan beheer. En ek dink die akademiese druk was net vir my so rof geweest dat ek eintlik myself onrealistiese verwagtinge op myself gesit het. Ek dink ook dit kom tog so 'n bietjie uit my kinderjare waar die angs al so bietjie begin dormantkop uitsteek het, want ek is 'n predikantsdogter en ek dink die druk van in 'n predikantshuis groot word is maar onderliggend daar, nê? En ja, toe later in my lewe, dit het my eintlik regtig gepootjie, wat ek sê in my akademie, maar ek het aangehou, ek het deurgedruk tot in my PhD dwarsdeur, die 12 jaar geswat. En toe het dit meer amper die kleur aangeneem van 'n tipe van 'n health anxiety. So in my doktersgraad het ek toe begin verskriklik sukkel met my blaas, ook as gevolg van die akademiese druk. So ja, dit was eintlik heeltyd was die trigger, as ek dit nou so soos die Engelsman kan sê, was akademie. Soos byvoorbeeld nou toe in my adult lewe, toe ek nou getroud is en ek het nou die 2 pragtige klein dogtertjies, toe die angs nou weer verskuif na hulle toe en hulle gesondheid. So as daar nou net 'n loopneusie is, dan raak mamma heeltemal angstig. Ja, so ek sal amper sê vir my was dit 'n genetiese predisposisie. So 2 van my oumas, albei my oumas, was verskriklike angstige vrouens gewees en dan my eie ma ook 'n baie angstige vrou. So ek het nogal vir Ollie 'n paar jaar terug toe beloof ek vir hom so 7, 8 jaar terug, luister, ek gaan hierdie generational cycle breek. En nog hoeveel te meer nou dat ek 2 dogtertjies het om regtig vir hulle te modelleer, nee, dat mense hoef nie noodwendig die angs heeltemal te bekamp nie, maar hoe mense regtig kan 'n vol lewe lei ten spyte van die angs. Ek kan amper sê dis soos my doring in my vlees, nê? Ek dink my gebede het ook verander. Ek het altyd gebid dat die Here dit van my sou wegvat. Maar deur hierdie 15, 16 jaar wat ek daarmee gejourney het ek eintlik soveel tools bymekaar gemaak en soos ek sê, ek eintlik dink ek so inspirasie. Ek weet dat ek kan vir meer mense vertel en hoop gee. Ek dink my storie is 'n storie van hoop dat jy hoef nie noodwendig die Here hoef dit nie heeltemal weg te neem nie. Hy kan. Ek dink hy is almagtige God wat dit kan doen. Maar ja, dit is maar my wond, nee, dis my scar waarmee ek loop en ek kan dit nou gebruik om te ander en ek kan vir mense inspireer en modelleer dat mens kan dit eerstens contain en 'n mens kan dit baie effektief bestuur. Ek dink dit is 'n belangrike onderskeid wat 'n mens moet maak tussen mens kry reaktiewe angs, so met ander woorde daar's stressors, soos in my geval was dit gesondheidsdinge, dit was akademiese druk. So vir verskillende mense lyk die stressors anders en dan reageer jy met angs. Nou mense hoop gewoonlik dat 'n mens gaan vroeg genoeg, wil ek amper sê, dit optel, want dan kan jy met terapie kan jy dit baie effektief bestuur. As jy lekker tools kry, asemhalingsoefeninge, werk aan jou denke, as jy 'n gelowige is, hoe lyk die bestuur van angs vanuit
jy weet, Christendom. Maar ek dink wat met my gebeur het, en dit is my so belangrik dat mense dit besef, is as jy nie preventative is nie, en jy intervene nie vinnig genoeg nie, dan gaan dit oor eintlik in 'n chemiese angs, waar jy jouself nie daaruit kan bid nie. Jy kan jouself nie daaruit dink in die oggend en sê, maar ek is dankbaar vir 3 goed, of dan raak dat jy moet, die ander been van die behandeling van angs is medikasie. So ek dink vir my was dit 'n keerpunt. Ek wens partykeer as ek die tyd kon terugdraai dat ek vroeër hulp gevra het, dat ek is ook een van daai mense wat ek hou nie van hulp vra nie, nê? Ek wil self, ek wil onafhanklik, en ek dink ek kon soveel vroeër eintlik hulp gekry. Daar's wonderlike medikasie. Ek het toe 'n wonderlike pad met 'n psigiater begin stap, en steeds vandag is ek op medikasie, en ek was nou nog steeds in terapie. So ek dink mens moet die ding beloer van beide kante af. Ek dink nie dis 'n of medikasie of terapie nie. Ek dink veral wanneer dit chemies raak en soos ek sê, dis 'n brein ding dat jy vir jouself sê jy hoef nie altyd op medikasie te gaan nie. Ek dink as mens effektief die tools het, dan kan mens altyd jouself weer daarvan afspeen. Ek dink ek is nog heeltemal daar nie. Ek dink ek doen goed nou met die meds en met my toolkissie. Maar ja, ek dink dit was 'n belangrike plek vir my om te besef dat ek kort nou die hulp van die medisyne. En weer eens dat dit ook nie 'n quick fix is nie. Ek moes my kant bring. Ek moes gaan, ek moes die werk insit in terapie. En ja, vandag kyk ek nie terug nie, want soos ek sê, met beide daai bene leef ek nou 'n vol lewe, ten spyte van die angs. Ja. Ek dink die mense wat met die persone pad stap wat met angs gediagnoseer word, ek dink dis 'n moeilike en dis 'n eensame pad, en ek dink daar's altyd goeie tools ook vir daai mense, nê? Ek dink hulle weet ook nie lekker hoe om te support nie, maar ek het 'n fenominale man, en ek dink hy was my klankbord, en ek dink ek kon ook net wees. Ek het nie nodig gehad om enigiets te bewys nie. Ek dink hy het my onvoorwaardelik lief gehad, ten spyte van my angs. En ek dink wat vir my cool was van hom is hy het my gehelp om my angs in die oë te kyk, om dit nie te avoid of te escape nie, om die goed wat my trigger head on te face en te sê, live, ons doen dit saam. So hy was al die pad langs my, en ek dink dit is wat dit so vir my eintlik 'n deel van ons huwelikstorie is, want ek bedoel dis tog wat jy beloof voor die kansel, nê? En hy is toe ook 5 jaar terug, een van die triggers, ek het dit nou nie genoem nie, in terme van sy gesondheid het hy 5 jaar terug net op die vloer neergeval met epilepsie, 'n epileptiese aanval. Hy is 'n groot nar, so ek het eintlik gedink hy maak 'n grap, wat hy staan en omelette maak het, en hy het net neergeval op die vloer. En ek dink daar het my angs 5 jaar terug ook in terme van gesondheid wat nou meer op hom toegespits was, opgevlam. En hy is toe nooit gediagnoseer met epilepsie. Hulle kon niks fout kry met hom nie, en julle sal nie glo nie. Die 23ste Maart laas jaar op my tweede dogtertjie se geboortedag, toe 4 ure daarna, toe het hy weer 'n clonic-tonic seizure. En daai trauma, ek dink, as ek eerlik moet wees, ek dink ek het dit 100% al verwerk nie. Hy is toe so 6-8 weke daarna gediagnoseer met epilepsie, hulle kon dit toe optel. Maar ek dink die belangrike ding van ons huwelikstorie, en as mens dit 'n vraag rondom die angs, is ek dink ons het dit saam gefees. Ons was 'n span, en daar's ruimte gegee en vryheid gegee om te voel wat jy moet voel, om te doen wat jy moet doen, of dit is invest in terapie, of dit is, jy weet, op 'n nuwe medikasie gaan en te trial and error. Ek dink hy was daar as my spanmaat en my cheerleader, en ook altyd in my bly glo dat dit gaan my nie onderkry nie. Hy het altyd vir my bemoedig en gesê, maar Friedel, hierdie gaan nie 'n emmer op jou liggie wees nie. En ek dink dit is so belangrik, want ek dink baie mense wat met angs sukkel, dit raak 'n verskriklike eensame pad. Ek dink daar is soveel verskriklike, relevante, praktiese tools wat werk. Ek dink dis nou die lekker ding vir my is ek kan my sielkunde bietjie aansit omdat ek self opgelei is in die sielkunde been, maar soos ek sê, ek sukkel self met angs. Ek partykeer as 'n terapeut vir my tool gegee, dan kon ek dit self gaan oefen het en gedink het, hierdie werk heeltemal vir my nie. So ek dink my toolkissie of die paar tools wat ek vir julle wil deel vandag is so relevant, want uit 'n teoretiese oogpunt
weet ek dit werk, maar uit 'n praktiese oogpunt, ek het die werk ingesit, kan ek vir jou sê, yes, dit werk. So ek het eintlik vir my pasiënte, het ek 26 tools op die ou end oor die jare ontwikkel, waarvan ek sommer net so 'n paar sommer net vinnig wil noem. So ek dink, 'n belangrike ding wanneer dit kom eintlik by enige emosie, selfs as mens praat oor depressie, soos ons nou vandag praat oor angs, is jou denke. Wat is die kwaliteit van jou denke? Ek dink oefening is 'n definitiewe ja. Ek dink baie keer dames oefen om pragtig te lyk op Hartenbos se strande met hulle polka dot bikini. En dis ook goed so, maar ek dink in terme van angs en enige eintlik gemoedsbestuur is oefening so belangrik, want mense sit met te veel kortisol, die stresshormoon, te veel adrenalien in 'n mens se lyf en hy eet al daai goedvoelhormone, eet hy op. So oefening is 'n wonderlike, eintlik wil ek sê organiese of sonder om mediese ingryp te gebruik om lekker daai stres uit te werk en jou angs te bestuur. Ek dink 'n ander belangrike ding is wat ons nou 'n paar keer genoem het, is die medikasie is die een been en dan terapie die ander een. En om te gaan kyk dat jy nie soos ek sê net vir 'n quick fix, dat jy regtig commit en in daai werk insit vir wat is daai goed wat jou in die eerste plek so angstig maak. Ja, as ek sou sê in die laaste plek uit 'n sielkunde, as ek my sielkunde wiki aansit, is dit asemhaling. Julle, ons haal nie genoeg asem, lekker diep. Asem nie. Nee, dit is so belangrik dat ons moet diep asemhaal, want dit kommunikeer vir die brein. Hierdie wat hier lê is net 'n besemstok, dis nie 'n slang nie. Hy maak dadelik dat daai parasimpatiese stelsel net so 'n bietjie tot bedaring kom. So ek sê altyd vir pasiënte, dis amper jou nommer 1 voor jy jou urbanolletjie wil vat of so, het jy lekker diep asemhaal, So ek dink dis nogal van my grootste tools uit die sielkunde. Ek dan dalk net 'n laaste een byvoeg, hoe lyk jou self-care, Veral dames dink ek, se self-care is altyd hier heel onder op die prioriteitslys. Mens voel skuldig, En ek moes leer dat as ek my angs regtig wil bestuur, dat ek dit vir myself moet gun. Daai pockets van spirituele self-care, om te leer sê my grense, en my professionele self-care, my fisiese self-care, hoe lyk jou slaap? Want as jy nie slaap nie, dan gaan jy angstig voel, Dan spike die angs. Jou sosiale self-care, het jy mense wat jou support, So ek dink self-care en al daai bene van self-care is absoluut crucial. En dan uit 'n pastorale oogpunt dink ek, as ek terugdink aan my 15-16 jaar se journey, gaan dit oor die vrymoedigheid hê om by Jesus se voete te gaan sit en daai vrae te vra. Hoekom ek? As jy uit jou eie gaan probeer angs manage, jy gaan dit nie reg kry nie. Vir my gaan dit oor daai afhanklikheid besef van God en dat, soos ek sê, daai herder metafoor, dat jy sy skaap en daai herrekopheid van ek sal self, daai moet jy los, jou ego, en jy moet God ken en sy stem ken en veral in daai angsoomblikke, jy weet, en dan soos ek sê, definitief die woord, ek besef eintlik dis iets wat eintlik 'n groot groeiarea vir my is, maar ek moedig ook altyd my pasiënte aan, soos wat ons self-talk uit die sielkunde belangrik is, daai affirmations, is dit so belangrik dat ons die woord ken, want die duiwel kom en hy val ons aan in ons gedagtes, en so ek sê, daai gedagtes is die wortel van daai angstigheid. So ek dink as mens die woord ken, en jy kan jou gedagtes in daai oomblik vul met die woord, ek dink is dit 'n fenominale tool wat jy kan gebruik met angs. Soos ons sê, gebed, hy is nader as 'n vriend, en om deel te maak van daai journey, Ek bedoel, as jy 'n vriendin het en jy chat met haar oor 'n koffie oor jou angs, jy het nie 'n filter op nie, jy sê wat jy voel, jy huil, jy kan net wees, en ek dink dis wat ek met God ervaar het, is dat ek hoef nie te pretend nie, ek hoef nie, sy genade is my genoeg, ek hoef nie te bewys enigiets van myself nie. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.